Vader, ons sê vir U baie dankie vir 'n nuwe dag in ons lewe. Dankie dat ons U naam kan roem. Dankie dat ons U naam kan groot maak. Dankie dat ons U kan vereer, die skepper van hemel en aarde. Dankie dat ons tye in U hande is. Ons lewe, ons denke. Vader, U het ons gevorm, kunstig verweef in die moederskoot. Wat 'n wonderlike voorreg om U kind te kan wees. Wat 'n voorreg om kind van God genoem te kan word. Dankie dat ons U elke dag kan ervaar. Elke dag U weë kan aanskou. Dankie dat U in beheer is. Dankie dat U God is. U is alomteenwoordig en alwetend, alwys. Ons aanbid U. Dankie dat ons U naam kan grootmaak. Here Jesus, ons vereer U. Dankie dat U daar aan die kruis gesterwe het. Maar ons weet dat U is uit die dood uit opgewek en U leef. U leef en U is aan die regterhand van God die Vader. Ons aanbid U, ons Messias. En dierbare Heilige Gees, dankie dat U in en deur ons werk, na die welbehae van die Vader, tot die welbehae van die Vader, tot verheerliking van sy naam. Dankie dat U ons elke dag bemoedig, versterk en attent maak op die woord van ons Vader. Ons leer aangaande die weg wat ons moet wandel. Ons herinner aan die liefde van die Vader. Here, ons eer U naam. Dankie dat ons kan bid vir die gemeente. Daar is 'n bedrywige tyd wat voorlê. Ons dink aan die bazaar. Here, dat U sal onderneem. Dankie dat ons U kan dien in ons tiendes, ons offergawes, maar ook ons gawes en ons talente. Ons tyd, ons energie. Ons sê vir U dankie daarvoor. Here, in hierdie oggend bid ons dat U ook U woord diep in ons harte sal plant. Ons sal herinner aan U woord. En dat ons lewe ook hierdeur verander sal word. Ons aanbid U. Seën ons byeenkoms vanoggend en word U ryklik verheerlik. Amen. Nou ja, baie dankie vir die heerlike samesang. Dit is altyd 'n voorreg om te kan saam sing. Nou soos u weet, lees ons saam in Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 11. Jesus verskyn aan Maria Magdalena en nou ja, die Here het die woord op my hart gedruk met 'n Ou Testamentiese voorbeeld van 'n diensknegt. En ek glo en vertrou dat die Here vir ons elkeen 'n woord het vanoggend. Vanaf vers 11, maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: Mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle: omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê: Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: Rabboni.
Dit beteken leermeester. En Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maar Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Nou ja, net tot daar uit die wonderlike woord van die Here, en mag die Here dit in ons harte seën en dit heilig. Uit die aard van die saak, soos jy weet, praat ek vanmôre, so wat die Here het op my hart gedruk het oor 'n baie eenvoudige tema, en dit is Rabboni. Ons het dit hier gelees wat Maria Magdalena uitgeroep het, die oomblik toe sy sien wie daar is, maar nie net sien nie, sy het gehoor. Dit is baie belangrike dinge wat die woord van die Here vir ons sê. Dit is, eintlik staan jy in verwondering. In verwondering oor hierdie baie eenvoudige, maar tog diep, baie diep betekenisvolle uitroep van Maria Magdalena. Rabboni. Ons weet die skrif sê dit hier vir ons, dit beteken leermeester. Meester. My meester. Die hoogste vorm wat jy kan kry in daardie tydsbedeling. My meester. Sy was opgewonde, sy was bly gewees. Sy het besef, dit is my Heer, dit is my meester wat hier staan. Ek hoor hom met my praat. Hierdie uitroep was nie net 'n herkenning van Jesus se stem nie, maar dit was 'n intense reaksie van liefde, verligting en geloof. Hoekom verligting? Meneer, as jy my meester se liggaam weggevat het, sê vir my, waar het jy hom gaan neerlê? Hulle het gedink iemand het die lijk gesteel. Gedink hulle het hom dalk op 'n ander plek gaan begrawe. Van liefde, verligting en geloof. Hy leef. Die ouer garde sal nou weet, in die ouer dae op 'n Sondagoggend, mos nou in Paasnaweek, op die opstandingsoggend, dan het hulle mekaar gegroet. Jesus leef, hy het opgestaan. Waarlik, hy het opgestaan. Hy leef. En dit was die reaksie in Maria Magdalena se hart. Hy leef. Hy leef. Maria wat so onlangs soos net 'n paar ure van tevore die donker nag van verlies en rou beleef het, my Messias is gekruisig. Hy het gesterf en hy is in die graf. Beleef hierdie rou, hierdie verlies, was vir hierdie vrou in hierdie oomblik soos 'n dagbreek. 'n Nuwe dag wat aanbreek, van blydskap. En sy was verheug, haar Here leef. Dis wonderlik, is dit nie? My Here leef. Christen, dit is wat ons onderskei van enige ander geloof wat daar buite is. Ons Messias leef. Jesus leef. Hy het opgestaan. Hy's uit die dood uit opgewek. Hy leef. En dit is die uitroep wat in ons hart behoort te wees as Christene. Ons Here leef. Maar in daai uitroep van Maria Magdalena lê haar hele verhouding tot die Messias, tot die Meester opgesluit. 'n Verhouding van disippelskap, 'n verhouding van toewyding, 'n verhouding van vertroue. Sy was sy disipel. Sy het hom baie lief gehad, want sy is baie vergewe. 7 duiwels uit haar uitgedrywe. Sy was 'n nuwe mens. Sy het hom aangehang. Sy het hom lief gehad met haar hele hart. Wat 'n wonderlike voorreg om eintlik na haar lewe te kan kyk. Na haar uitroep te kan kyk.
hoe sy verlang het om haar Messias te sien, want hy leef. En vir die eerste gelowiges van die tyd, van haar tyd, wat gebuk gegaan het onder vervolging, wat twyfel beleef het haar ontmoeting met die opgestane Christus gewys, die dood het nie die laaste sê nie. Die dood is oorwin. Hy is verslaan. Ons weet Paulus praat ook daarvan. Dis bemoedigend. Dit gee vir ons vreugde. Dit bring vir ons bemoediging. Ons Messias, Jesus Christus, leef. Hy leef. En hy natuurlik, as jy in hom glo, gee hy vir jou die lewe. Die ewige lewe. Kosbaar. Hier die uitroep, Rabboni. Wat interessant is, as jy nou mooi dink hieraan, Jesus leef, en hy roep jou by die naam. Wat sê hy vir Maria? Vrou? Nee. Hy roep haar by die naam, Maria. En in daai oomblik herken sy die stem van Jesus. Dis asof die skille hier van haar oordromme afval en sy herken, dis my Messias wat met my praat. En hy roep haar by die naam. Wat kosbaar is, sy herken daai stem. Sy herken dit. Is iets wat die Nuwe Testament van praat in Johannes 10, is dit nie? My skape, luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my. Hulle ken my, ek ken hulle ken my. Hulle ken die stem van die Messias. Geliefde, as die Here Jesus volgens jou naam gaan roep, gaan jy dit herken. Gaan jy daai stem herken? Jy weet, dis nou God wat met jou praat. Jesus praat nou met my. En haar uitroep, Rabboni, my meester. 'n intieme, persoonlike verhouding in leer, in lewenswandel, in toewyding. Al wat sy kon uitkry was Rabboni. Dink mooi daaraan. Al wat sy kon uitkry. Slim mense sê mos, in tye van groot verwondering, is daar nie baie woorde te spreek nie. Hierdie vrou was in verwondering gewees. Dit was vir haar 'n asemrowende oomblik gewees. En al wat sy kon uitkry was Rabboni. My Here, my meester. Hy leef. Haar uitroep wys op haar identiteit as disipel. Iemand wat luister, leer en volg. Sy was toegewyd. Die Here Jesus het geleer, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Hierdie vrou was by die graf gewees, haar lewe het gedraai om haar Rabboni. Dis waarom haar lewe gedraai, dis waar haar gedagtes was. Alles het gedraai en gesentreer om Christus Jesus. Baie mense dink disipelskap is maar net 'n blote jong aanhang van idees wat die rabbi leer. Maar eintlik is dit 'n lewensverhouding met 'n lewende Messias. En dit raak elke aspek van my lewe. Elke aspek. My tyd, my geld, my gawes, my talente, my lewe in totaliteit, my drome, my ideale, alles sentreer om Rabboni. Ofwel, dit behoort so te wees, is dit nie? Dit behoort so te wees. Dis wat die Here Jesus van ons vra. As ek agter hom aan wil kom, niemand forceer my nie, niemand verplig my nie, maar vrywilliglik volg ek hom. En as hy sê, as jy my wil volg, verloon jouself. Lê jou drome en jou ideale, alles, sit dit op die altaar en volg my. Jy weet, dit is my interessant, die oomblik toe die Here Jesus dit gesê het, toe Johannes by hom was en hy hierdie groot menigte van mense gesien het wat hom gevolg het,
draai hy om en hy sê vir hierdie groot skare van mense, as julle my wil volg, jong, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Toe's daar 'n paar mense wat omgedraai het en geloop het. Interessant. Dit gebeur tot vandag toe. Wanneer die mens hoor wat is die prys wat dit hom gaan kos om Christus Jesus te volg, sê hulle, ja, is te veel. Dit raak nou te veel. It's too much. Jy gaan te ver. Ons kan nie dit doen nie. Sien nie kans hiervoor nie. Maar ons sien dit nie in die lewe van Maria Magdalena nie. Sy het alles gegee. Dit was haar Rabboni. Dit was haar meester. Haar Here. Ek hoop jy kry die prentjie. Ek hoop jy sien die prentjie van hierdie vrou wat na hierdie graf toe gegaan het op die eerste dag van die week, die Sondag wat ons vandag ken. Die eerste dag van die week. Sy gaan na die graf om te gaan kyk. En sy sien 'n leë graf. Waar is my Here? Waar is my Messias? Waar is my Rabboni? Sê my tog, waar het jy hom gaan neerlê? Waar het jy hom gaan begrawe? En hierdie uitroep, gee vir haar die bemoediging, gee vir haar die opdrag. Ons sien in hierdie vrou se uitroep, as jy daaraan dink, daardie wederwysige liefde teenoor mekaar. Daai verhouding wat sy gehad het met haar Rabboni. Die Here Jesus moes vir haar gesê het, moet my nie omhels nie, moet my nie vashou nie. Sien jy die prentjie? Wat doen hierdie vrou? Staan sy net daar? Nee, sy omhels, sy wil die Here Jesus omhels, sy wil hom vashou, sy wil hom vasdruk, want dit is uit liefde vir haar Messias. My Here, my meester. En hy sê, nee, wag, moenie nou vashou nie, ek moet nog opvaar na my Vader. Maar ek gee jou opdrag, ons gaan nou net daarby kom. Jy weet, Lukas 6 vers 46 sê ook, die Here Jesus sê vir die disippels en sy volgelinge, waarom noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? En dis 'n interessante vraag om te vra vir die disippels. Dis 'n interessante vraag om vir ons te vra vandag. Ons sê, ons is verbind aan Christus. Ons sê, ons is verbind aan God. Ons is kinders van God, ons is Christene. Hy is my Rabboni, hy is my meester. Maar dikwels met die Here Jesus ook vra, maar julle sê dit, maar julle doen nie wat ek sê nie. Onthou, dit is die verhouding tussen die leerling en die leermeester. Hy is die rabbi, hy stel die voorbeeld en ons volg in sy voetspore. Hy sê hoe dinge moet gebeur, hy sê hoe dinge moet lyk. En ek volg hom, want hy gee die voorbeeld. En nou gebeur dit dat hy stel die voorbeeld, hy gee die lering, hy leer alles. Maar die Christene, jy weet, dis soos sekere lande, die wêreld gaan regs en hierdie manne gaan almal links. Né? Christene doen dit. Hier is wat die Here Jesus sê wat ons moet doen, maar ons lewe 'n totaal ander lewe. Laat ons dink. Dit laat ons dink. Hoe lyk my lewe as Christen? Sal ek in 'n oomblik kan uitroep Rabboni en ek kan met versekering sê dat hy nie met 'n frons na my sal kyk nie, maar kan sê, mooi so 'n goeie en getroue diensknegt. Want dit is die uitroep wat ons graag wil hoor. Mooi so goed en getroue, goeie en getroue diensknegt. Jong, oor min was jy aangestel, oor veel sal jy heers. Mooi so goeie, getroue diensknegt. Sien, want dit is wat ons is. Ons is diensknegte. Ons is disippels van die Messias. Soos wat Maria Magdalena was, soos wat die disippels van ouds was, is ons diensknegte. En van 'n diensknegt word verwag om as rentmeester op te tree, om as ambassadeur op te tree.
as 'n gesant op te tree. Ek erken hom, ek bely hom as my Messias. En dan bely ek ook dat alles wat ek is en alles wat ek moet wees en al my drome en al my talente en alles wat ek kan genereer in hierdie wêreld behoort aan hom. Aan hom. Want ek is sy disipel. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan hom. In 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 staan hierdie woorde: of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang. En julle behoort nie aan julleself nie. Dis baie uitdruklik. Die skrif sê dit. In 1 Korintiërs 6 vers 19. En dan sê in vers 20, julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Ons behoort nie aan onsself nie. Kind van God, Christen. As Christus ons Rabboni is, behoort ek aan hom. Ek behoort aan hom. Ek is sy eiendom. Ek en jy is God se eiendom. Ons behoort nie aan onsself nie. Ek behoort sy wil na te volg. Ek behoort hom te soek vir leiding. Hierdie uitroep Rabboni is 'n eerlike erkenning van disipelskap, persoonlike oorgawe, toewyding, aanvaarding van haar plek as disipel. En kyk waarmee vertrou die Here haar. Kyk waarmee vertrou die Here haar. Gaan vertel my broers, ek leef. Gaan vertel hulle. Gaan vertel hulle. Die opstandingsboodskap. Jy weet van tevore, net 'n paar minute van tevore, kry ons vir Johannes en Petrus by die graf. En daar staan, daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hy het geglo dat Jesus nie daar is nie. Maar in die volgende teksvers sê, hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. En Maria Magdalena kom net daarna en die Here Jesus wys vir haar, maar ek leef. Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe. Ek leef. Ek leef. Dit was die boodskap wat sy moes gaan verkondig het aan die disippels. En geliefde, as jy 'n studie kan doen uit die evangelies uit, Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge, en jy gaan kyk die boodskap wat hierdie manne verkondig het, wat hulle dood gekos het, was Jesus leef. Jesus leef. En disipel, Jesus vertrou daai boodskap nog aan ons toe vandag. Om in 'n donker wêreld in te gaan, om vir hulle te sê, vir hulle wat nie glo nie, maar Jesus leef. Wel, deesdae moet jy dit selfs in die kerk verkondig, is dit nie? Vir een of ander rede wil Christene dit ook nie meer glo nie. Dis vreemd, is dit nie? Jesus leef. Hy leef. Hy het opgevaar na die Vader. Hy is aan die regterhand van die Vader. Hy leef. So Maria Magdalena was die eerste persoon met die opstandingsboodskap. Ek het Jesus gesien, sy het hulle alles vertel wat die Messias aan haar vertel het, haar Rabboni, alles vertel. En daardie Sondag aand, daai selfde dag, was die disippels nog by mekaar gewees. En met een staan die Here Jesus in hulle midde. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. En hulle word die volgende getuies, Jesus leef.
Glo ons dit? Christen, glo jy dit? Dit is maklik om dit te sê, maar glo ek dit? Want waaragtig as ek dit glo, met my hele hart en my hele krag en al my verstand, dan kan ons begin dink oor hoe lyk my lewe, dan is dit nie. Want ek weet, hy leef. Om Jesus as my meester aan te spreek, beteken dat elke aspek van my lewe onder sy beheer is. Romeine 12 vers 1 het 'n waarheid geword. Wat sê Romeine 12 vers 1? Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is julle algemene redelike godsdiens. Dan wy ek myself soos 'n Maria Magdalena aan die voete van die Messias, my Rabboni. Want hoekom? Hy is dit waardig. Ek gee myself vir hom. Algeheel. Ek gee my tyd, my gawes, my talente, alles op die altaar vir hom. Want hy is dit waardig. Daar is 'n titseltjie dankbaarheid daarbey, is dit nie? Want as ek my lewe 'n bietjie in oënskou kan neem en ek kan vir myself sê, as dit nie was vir die Rabboni nie, as dit nie was vir die Messias nie, sou ek nie nou hier gewees het nie. Dan doen ek dit met die grootste dankbaarheid in my hart. Ek gee alles vir hom. Niks vir myself nie. My alles op die altaar. As mos 'n ou Halleluja lied. Alles op die altaar en wagtend op die vuur. Wagtend. Gee alles vir hom. Sy moes getrou wees. Nou daar is 'n Ou Testamentiese figuur wat ek van gepraat het, wat ek vir u genoem het, wat ek graag sou wil gebruik ook as 'n voorbeeld van 'n diensknegt wat aan sy meester gehoorsaam is, om te dien as 'n voorbeeld. En dit is in die huis van Abraham was daar Eliezer gewees. En as jy kan onthou in Genesis 24 lees ons van Eliezer. En wat moes hy gedoen het? Hy moes vir Isak 'n vrou gaan haal het. Dit is 'n groot taak. Dit is 'n groot taak. Paas, kom ons dink mooi. As jou seun, jy moet nou 'n dogter gaan kry, jong, vir hierdie seun. Jy wil nou nie in die land waar hulle gewoon het nie, want jong, daar's maar snaakse dinge wat daar gebeur. En Abraham gee die opdrag. Gaan na die huis van my vader. Gaan na waar ek vandaan kom. En gaan haal vir Isak 'n vrou. En hy gee hier die opdrag aan een van sy diensknegte. In hoofstuk 24 van Genesis lees ons dit vers 2 en vers 4. Hierdie diensknegt Eliezer was die vernaamste in die huis gewees van Abraham. Hy was die betroubaarste, hy was in beheer van al Abraham se besittings. Abraham het hom vertrou, met alles. Met alles. En hierdie Eliezer het gedien onder sy meester se gesag. Dit was nie vir hom 'n probleem gewees nie. Abraham het oor hom geheers. Maar Eliezer was onder sy meester se vertroue gewees. En dis 'n groot opdrag, jong. Dis 'n groot opdrag om 'n vrou vir jou seun te gaan soek. Wat sal voldoen aan die standaard van die huishouding, volgens die geloof. Dit was 'n groot saak. Dit was 'n heilige taak gewees. En een waarmee Eliezer dit uitgevoer het tot die hoogste vorm van eerbaarheid. Hy was eerbaar. Met die hoogste vertroue en integriteit het hy hierdie saak in sy hart gedra. Maar hy dien onder sy meester se gesag, net soos wat ons dien onder ons Messias, ons Rabboni se gesag. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die autoriteit. Hy en hy alleen. Ons kan gerus Efesiërs daarvoor gaan bestudeer as jy wil. Hy is die hoof. Hy is die meester. Hy gee die opdrag.
En as ons kyk in wat die Here van ons alles verwag en die opdragte wat hy gee, behoort ek as kind van God te sê, U is die meester en ek volg, waar ook al U wil hê ek moet gaan. Wat U ook al wil hê ek moet doen. En God vertrou ons met sy sake. En die grootste saak waarmee hy ons vertrou, is die evangelie. Is sy woord. Dis ons hoogste opdrag. Gaan die wêreld in en gaan verkondig die evangelie. Gaan vertel die wêreld. Gaan maak disippels van elke nasie, volk en taal. Dis die opdrag wat God gegee het, universeel vir elkeen van ons. En dis net een. Hy is die meester. En dit maak my die rentmeester van sy boodskap. Wat doen ons daarmee? Wat doen ek daarmee? Wat doen jy daarmee? Ons moet daai vraag vir onsself vra. Maar hierdie rentmeester Eliezer, hierdie dienskneg, leef met geloof en gesonde verstand. Of logika? Logika. Ek wil sê, kind van God, as jy vervul is met die Heilige Gees, as die Heilige Gees ten volle in jou woon, jy kan daarvan getuig, in jou lewe getuig daarvan, dan sê ek, dis nie logika nie, dis geheiligde wysheid. Geheiligde wysheid. Dit is hoe Eliezer geleef het. Hy dink prakties. Hy beraam hierdie plan en hy sê, Here, ek gaan nou na hierdie stad toe en ek gaan nou by hierdie put wees en ek gaan die kamele laat kniel. En die meisie wat hier gaan uitkom, wat sê, ek sal vir jou water gee en ook vir jou kamele, dit is die vrou. Dit is die meisie. En dit gebeur toe ons nou net so. En hy verheerlik God in daardie oomblikke. Dit was die toets en dit het deurgekom. En hy's na daardie huis toe. Maar hy was vasberade om hierdie opdrag uit te voer wat sy meester vir hom gegee het. Hy was so gefokus, so ywerig. Hy kom in die huis, in vers 33 van Genesis 24 en 56 staan hierdie woorde, ek sal nie eet voordat ek my saak gestel het nie. Hy weier om self te eet, nie voordat hy die opdrag uitgevoer het nie. En later, toe die familie hom probeer terughou het, want hy het gesê, my werk is afgehandel, my werk is gedoen, laat ek verder gaan, het hulle probeer om te keer en te sê, nee, moenie nou al gaan nie, maar hy sê, moet my nie hinder nie, my werk is afgehandel, ek moet gaan, hy is so gefokus, om sy meester te gehoorsaam, in alles, hy gee nie om oor homself nie, sy behoeftes, is sekondêr, hy wil sy meester verheerlik. Aan hom al die eer bring. Vir sy meester. Is dit nie kosbaar nie? Dink daaraan. Christen, is dit hoe ons ons lewens instel? Om alles wat ek doen, te doen tot eer en verheerliking van my meester? Om alles te doen asof vir die Here. My behoeftes, my belange is sekondêr. Ek maak nie saak nie. Sy saak. Hy moet verheerlik word. Hy moet eerste wees. Soos Johannes gesê het, hy moet meer word en ek moet minder word. Ons gaan nou so 'n bietjie teen die grein in van die samelewing vandag, is dit nie? Die samelewing sê vir ons, en dit probeer die kerk beïnvloed, dat die mens is die belangrikste. Dat my belange is die belangrikste. Jou regte is die belangrikste. Nee, ek is sekondêr. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor my meester. Dit gaan oor my Messias. Hy eerste. Hy is die fokuspunt. Hy is die middelpunt. Hy is die middelpunt van my gesin. Hy is die middelpunt van jou bediening. Hy is die middelpunt van jou bestaan. Hy is die middelpunt waarom jy na 'n werk toe gaan in 'n sekulêre wêreld. Hy is die middelpunt van alles. En hy behoort te wees. En hierdie rentmeester, hierdie disipel, hierdie volgeling, hierdie dienskneg, hy wou net sy meester verheerlik.
eer. En natuurlik, die woord sê in Genesis 24, Rebekka was 'n baie mooi meisie. Baie mooi. En sy verlange was dat daardie meisie by sy meester se huis moes kom. Want dit was die opdrag. En hy het dit uitgevoer. Die rentmeester, die diensknegt, moet getrou gevind word. Dis wat Paulus vir ons leer in 1 Korintiërs 4. Hy sê in vers 2, so moet julle ons dan sien, ons is dienaars van Christus en bestuurders, aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Van 'n bestuurder word dit veral vereis dat hy betroubaar moet wees. Ons sien dit in die lewe van Maria Magdalena, ons sien dit in talle ander voorbeelde in die skrif. Paulus se lewe, Petrus se lewe, noem dit. Eliezer se lewe, getrou. Jy weet, dis al wat God van ons vra. Is dat ons getrou sal wees. Dat ons trou sal handel in alles wat ons doen. So hy roep ons, soos wat Eliezer toe vertrou is, roep hy ons, gaan doen my wil. Gaan leef met geloof, met ywer, met getrouheid. Maria Magdalena het die Here Jesus gesien as haar Rabboni, haar meester, haar meester. Hoe sien u vanmôre die Here Jesus? Hoe sien die Here Jesus u vanmôre? Is jy getrou aan die dinge wat God aan jou toevertrou het? Is jy 'n rentmeester? Alles wat ek het, alles wat ek is, behoort aan hom. Hy is die Here, hy is die meester. Hy en hy alleen. Jy weet, dis soos Joshua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. In sy huis was God eerste. In ons huise, God moet eerste wees. In my lewe, God moet eerste wees. Hy is die Rabboni. Eliezer was getrou, gehoorsaam en gefokus. Hy het sy meester gedien, alles uitgevoer soos hy moes. Maria Magdalena het omgedraai by daai tuingraf en hy het die Here Jesus, sy die Here Jesus se stem herken, uitgeroep Rabboni, vir die disippels gaan sê, my Jesus leef, die Messias leef. Ek het hom gesien, hy het gesê, ek moet nou opvaar na my Vader toe. Dit is opgeskryf in die geskiedenis. Die vraag is, as ons nageslag na ons toe kyk, terugkyk in ons familiegeslagte, sal daar ook kan staan, Ludik, getrou aan sy meester. Nou daar kan jy nou jou eie naam invoeg. Getrou aan sy of haar meester. Rabboni. Kom ons bid saam. Onse Here, ons sê vir u baie dankie vir u genade en u liefde. Vader, daar is niemand soos u nie. En Here Jesus, vanmôre wil ons bely, ons wil erken, ons wil dit uitroep. U is Rabboni, u is my meester. U is die Here bo alles. En ag Here Jesus, ons wil u eerste plek in ons lewe gee. Wanneer ons 'n besluit wil maak, moet ons dit sentreer om u. Want Here, u is Here, u is meester. Ons aanbid u, ons loof u, ons prys u naam. Geliefdes, ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed. U praat met die Here soos wat dit daar in u hart lewe. Paar oomblikke.
Vader, dankie dat U die hoorder is van gebed. Amen.